Die minister van Finansies kondig 'n BTW-verhoging aan en die DA en die VF+ ondersteun nie die begroting nie. Goeiedag, dit is vandag die 12de Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Die BTW-koers sal met 0,5 persentasiepunte aangepas word tot 15,5% en 'n verdere verhoging van 0,5 persentasiepunte word vir aanstaande jaar beplan, wat dan die BTW-koers op 16% te staan sal bring. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het vanmiddag sy begrotingsrede gelewer. Hy sê 'n BTW-verhoging is die enigste manier waarop hy die begroting kan laat klop. Godongwana het ook aangekondig dat belastingkerwe nie aangepas sal word nie, wat beteken dat Suid-Afrikaners moontlik meer inkomstebelasting gaan moet betaal. Die regering sal weer eens meer geld spandeer aan maatskaplike toelaag, met Godongwana wat aangekondig het dat die maatskaplike verligtingstoelaag 35,2 miljard rand vir die jaar sal beloop. Beide die DA en die VF+ het aangedui dat hulle nie die begroting sal steun nie. Die DA-leier John Steenhuisen sê die ANC weier steeds om te aanvaar dat hy sy meerderheid verloor het. Steenhuisen sê die ANC wou ook nie na die DA se voorstelle luister rakende die begroting nie. Volgens hom word gewone landsburgers beboet en word die toekoms van die regering op die spel geplaas. Die VF+ se nasionale voorsitter en hoofwoordvoerder oor finansies, Wouter Wessels, het in reaksie gesê dat gewone Suid-Afrikaners gestraf word weens die buitensporige koste van swart ekonomiese bemagtiging en korrupsie. Wessels meen dit is kortsigtig om te dink dat die verhoging van staatsinkomste deur 'n belastingverhoging die begrotingstekort daadwerklik sal aanspreek. Hy sê belastingbetalers kan nie langer gestraf word vir die mislukkings van die verlede, korrupsie, staatskaping en swak beleidsrigtings nie. Volgens Wessels is dit betreurenswaardig dat BTW verhoog is, al is dit net met 'n halwe persentasiepunt. Die vakbond Solidariteit sê dit is 'n klap in die gesig van belastingbetalers dat belastingskale onaangepas bly en dat mediese fonds belastingkrediete nie vir inflasie aangepas is nie. Die Solidariteit Navorsingsinstituut se Teens du Bison sê hiermee word geld uit gewone Suid-Afrikaners se sakke gevat eerder as om verkwisting te beëindig. En in ander nuus, die vermoorde Wiki ter Blanche se kerel, Reinhard Leach, is vanoggend in die Hooggeregshof in Gqeberha of Port Elizabeth aan haar moord skuldig bevind. Ter Blanche se liggaam is op 23 Oktober 2021 in 'n vlak graf op 'n klein hoewe naby Groenbossies gevind. Nog 'n beskuldigde in die moordsaak, Dylan Cullis, is in Oktober 2023 skuldig bevind en tot 18 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat hy sy rol in die moord erken het. Ter Blanche se vervreemde man, Arnold, word ook van die moord op Wiki aangekla. Leach het tydens sy hofsaak aangevoer dat Arnold hom geld aangebied het om Wiki te vermoor. Ten tye van haar moord was Wiki en Arnold in 'n bitter egskeiding gewikkel, te midde van 'n stryd om toesig oor hulle minderjarige kind. Arnold word in Oktober afsonderlik verhoor vir die moord op Wiki. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Laat weet ons gerus hieronder in die kommentaar wat jou reaksie is op die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se aankondiging dat die BTW-koers nou op 15,5% te staan gaan kom. Ek sal graag hoor wat jy ook te sê het. Deel ook hierdie met jou vriende en familie. Dis gratis en op so 'n manier hou ons almal op hoogte oor die jongste nuus. Van my kant af, totsiens.